Wat 'n voorreg om saam met jou te kan kuier op 'n Dinsdag aand. Glo jy het een besonderse dag agter die rug en vandag die hele dag eintlik op die pad gewees. En ja, jy kan nie dink hoe besig is hierdie paaie nie. Ek en Justin was vandag in die stad hier in Hatfield en hy moes toe sy gesondheidstoetse doen vir Italië. En toe is ons deur, wat ek het hier kyk of ek hierdie beligting lyk reg. En toe is ons deur Sandton toe en toe is dit gaas op die paaie. Maar ons is terug en veilig en het is lekker vir my om vanaand saam met jou te kuier en bid op dit vanaand ook 'n aand sal wees wat jy sal ervaar ook so sy guns en sy goedheid en dat vanaand se sessie ook 'n sessie sal wees want jy werklik waar ervaar ook hoe die Here tot jou in my hart spreek. Ek wil jou uitnooi om vanaand ook jouself oop te stel dat die Heilige Gees jou lei en bid dat die Here juis oor hierdie onderwerp rondom groot doop, rondom die belangrikheid van doop, wat ek oor gaan gesels, weet ek dat dit is nodig, eintlik vir elke wedergebore kind van God, om hierdie boodskap te hoor. Nou, ek sê dit altyd en ek sê dit vanaand weer. Jy weet, ek bedien in die aande juis net omdat ek voel in my hart dat die Here my lei om met jou te deel wat op my hart is en as daar as ons saamstem, stem ons saam. As jy nie saamstem nie, hoef jy nie, jy weet met my saam te stem. Die wonderlik is dat jy self verhouding met die Here sal bou deur om te groei en natuurlik ook dan self die woord te bestudeer. Ek is Sondag oggende 10:00, Sondag aande 8:00, Maandag, Dinsdag, Woensdag en Donderdag aande 8:00 is ek saam. En dan kuier ons rondom die woord op TikTok en op Facebook en dan laai ek ook so die boodskappe na die tyd weer op TikTok en natuurlik ook op YouTube. Het is altyd lekker om almal te sien wat inskakel, wat die Here vir hulle doen en die boodskappe wat ek ontvang van almal wat God instoor het vir elke man en vrou. Nou, ek wil vir jou sê dat juis môre, hier waar ons bly in Pretoria, het ons hier vir 4:30, as jy graag wil gedoop word, het ons 'n doopdiens hierso by ons huis in Pretoria. Stuur net vir ons 'n WhatsApp en sê jy wil graag kom en dan Karen sal vir jou sommer net 'n boodskap stuur wat jy kan, jy weet, saambring met ekstra stel klere en 'n handdoek. En ons wil graag môre is tussen 5:30 en 5:30, jy weet, wil ek graag die mense doop. En ek nooi jou uit as jy wil kom, jy's meer as welkom, stuur vir ons 'n boodskapie. As jy nog nie op ons WhatsApp groepe is nie en jy wil graag op ons groepe kom, is jy meer as welkom. Renier, hulle plaas my nommer en op TikTok word my nommer geplaas dat ons jou dan op die groep laai waar my dagstukkies en ook so my kort video's en dan my aanddienste se preke, die boodskappe in PDF formaat plaas ek ook dan, jy weet, in die aande op die groepe, sodat jy dit kan gaan uitprint en daardeur gaan of sommer net op jou foon vir iemand aanstuur wat jy voel dalk nodig het om die boodskap te hoor. Ek wil vir jou ook dankie sê wat hierdie aanlyn kerkbediening ook so mildelik ondersteun finansiëel en ook so vir ons bid. Mag die Here jou ryklik seën. Dit is vir my lekker om te sien hoe betrokke jy weet die mensies is rondom die aanlyn dienste se besoeke aanlyn om dit te kyk en dit te volg en te share. En ek wil jou uitnooi selfs vanaand ook om hierdie boodskap te share en iemand te tag terwyl ons dan ook so lekker saam gaan kuier in die teenwoordigheid van die Here. Ja, ek wil jou uitnooi om vanaand nie my te sien nie my raak te sien nie, maar die woord te hoor en sommer net, jy weet, dit te vat en dat jy ook gaan bid daaroor. En as die Here, die wonderlik is dat die Here praat met jou en met my deur sy Heilige Gees. En ons kan altyd waar
die woord gaan opmeet. En dit is vir my belangrik, ek sê dit altyd, dat ons moet sensitief wees om net alles, jy weet, te sluk wat mense sê. Want daar is soveel ouens daar buite wat sommer maar net praat en sommer net dinge sê. En kom ek en jy vat dit en ons gaan meer dit op in die skrif. Ons gaan doen selfstudie. Ons gaan hoor selfbeheering. Ons gaan bid, ons kry vrede in ons hart. Ek sê altyd, wanneer ek bedien, of wanneer ek na iets luister, en wanneer ek voel, dit is nodig om dit op te meet ek dit op in die vrede in my hart, ek vrede in my hart. En dan weet ek, Here se leiding. En mag vanaand ook so besonderse aand vir jou wees. Vader, baie dankie vir die voorreg wat ons het om vanaand saam te kan kuier in liefde, in harmonie, en die samesyn, en ook my gebed, dat die hom en haar sal seën wat luister. Dankie vir die kruis. Dankie dat ons by die kruis kon uitkom in ons lewens, waar ons U aangeneem het, en die prys wat U betaal het vir elkeen van ons. Mag vanaand se boodskap ook so deur die Gees haar en hom lei, en ook so die woord dit kom bevestig vanaand. En dankie dat ek maar net die spreker is, maar net die een is wat die nuus oordra, die boodskap oordra. Mag U kom in die volheid en so harte en lewens ook kom bedien, is my gebed in Jesus se naam. Amen. Wat 'n voorreg om sommer maar net met die woord stil te staan en met jou dit te kan deel. Hoor uit my hart uit wat ek met jou deel as 'n boodskap wat ek ook glo dis in die woord. Ek vat die woord en ek deel met jou die woord. En die lekker is dat dit is soos jy 'n stuk vis eet, jy kan die grate uithaal en weggooi. So daar iets is dat jy weet, ons hoef nie in alles saam te stem nie. En dis wonderlik. Maar jy kan hierdie vat en hoor wat die Here ook vir jou wil sê. Onthou ook ons beradingskantoor is ook tussen jy weet 9 uur in die oggend, tussen 8 tot 4 uur, en die afsprake maak. Daar op my groep is ook 'n nommer. Jy kan 'n afspraak maak, my kom sien of aanlyn berading. En ek glo ook so is die Here besig om 'n groot werk te doen. Nou ek het eers kom in Vrydag is ons in Frankfurt, Saterdag in Hartbeespoortdam het ek 'n troue van 'n paartjie, 'n Amerikaner wat hierso trou, en Sondag vat ek 'n bietjie breek vir so 2 weke na die eiland toe. Nou, ek vat my goedjies saam en julle sal sien ek gaan so bietjie in my plakkies en my t-shirt daar van die swembad se kant af uitsaai. Baie keer is dit nodig om so 'n bietjie breek ook te vat. Nou, dit is nou ons tyd, dit is nou ons tyd om 'n bietjie te gaan ontspan. En vanaand deel ek met jou oor 'n boodskap wat na my hart is, wat ek dink nodig is vir elkeen om te hoor. En as ek dit sê, dan dink ek aan waar ek en jy by Christus uitgekom het. Ons het by Christus uitgekom toe ons hom aangeneem het, deel geword het van God se familie. Dan moet in elkeen van ons lewens 'n dag wees, 'n uur wees, dat jy besluit geneem het om Jesus aan te neem. En die Here sê in sy woord, bekeer jou. En ek en jy moet by 'n plek aankom, en as jy nog nie by daai plek gekom het nie, is om te sê, Here, ek wil by U kom stil staan, en ek wil my lewe oorgee aan U, en ek wil by wedergeboorte begin. Jy sien nou dat jy weergebore is, en jy weet dat jy hemel toe gaan. Wat is die volgende stap as 'n nuwe gelowige, as 'n gelowige wat Jesus aangeneem het? Wat is die volgende stap? As jy Christus aangeneem het.
Die antwoord is, jy moet in water gedoop word. En waarom is dit belangrik? En daar is 'n paar redes en ek gaan met jou dit deel vanaand. Want die eerste rede is dat Jesus ons beveel het om gedoop te word. En ek sê verlede week vir iemand, en ons kan so baie redeneer oor doop. Boeta, sissa, as Jesus homself gedoop het, hoeveel te meer het ek en jy dan nie 'n voorbeeld in Christus? As dit so belangrik was, hoekom is dit opgeskryf in die woord dat ons gedoop moet word? Hy sê in Matteus 28 vers 19, ons ken dit almal, gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels. So ons moet 'n disipel maak van 'n persoon, hy moet by Jesus uitkom. Dan sê hy, as jy hom 'n disipel gemaak het, doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Toe ek Jesus as my redder ontvang het ek dienste in Rustenburg bygewoon by die Volle Evangelie Kerk, onder leiding van Pastor Tini Barnard. Ek het die Here aangeneem. Daai dag sal ek nooit vergeet nie, die 3 Oktober 1989. Ek kom uit die Dopperkerk uit, 'n gereformeerde kerklidmaat. Jy mag dans, jy moet dit net nie geniet nie. Jy mag drink, jy moet net nie dronk word nie. Dit is die doppers van daai tyd gewees. Ek woon toe die dienste by en ek neem Jesus aan op die ouderdom van 15, amper 16. En hierdie ervaring van wedergeboorte is my so besonder, want daai oomblik het ek nie net Jesus aangeneem, met daai selfde aand wat ek Jesus aangeneem het ek daar waar ek gestaan het, ervaring gehad dat ek vir God in sy veld die evangelie sal verkondig. Die pastoor het my genader en my gevra om in my lewe dit te oorweeg om gedoop te word in water. En ek het half geprotesteer en gesê dat dit nie nodig is nou, omdat ek as 'n klein babietjie mos nou al deur my ouers gedoop is en dat ek hemel toe gaan. En ek sit nooit vergeet, hy het my baie reguit hierdie vraag gevra, Stefan, is jy lief vir Jesus? En ek het geantwoord, ek sit nooit vergeet nie vir Pastor Barnard, natuurlik is ek pastoor. En toe wys hy my Johannes 14, vers 23, as iemand my lief het, sal hy my woorde ter harte neem. En Jesus het hom beveel om gedoop te word. Ek het nie 'n argument gehad nie, en ek het ingestem om so gou as moontlik gedoop te word. Die tweede rede is dat dit die manier is waarop die vroeë kerk dit gedoen het. Ek is binne 'n week nadat ek die Here aangeneem het, is ek gedoop, en my pa en my ma en my broer ek is op my verjaarsdag, die 9 Oktober 1989 gedoop. En wat so wonderlik is dat my pa, ma en my broer is op die 31ste Desember 1989 ook gedoop. Ek het die voorreg gehad om 'n paar jaar later my suster te doop. Dink ek het my suster gedoop. As sy luister vanaand, ja, ek dink ek het haar gedoop. Dit was my voorreg gewees. So die tweede rede is dat die vroeë kerk het ook die doop gevolg. En elke keer wat Jesus in die boek van Handelinge, of wanneer iemand Jesus aangeneem het in die boek van Handelinge, is hulle dadelik gedoop. Byvoorbeeld in Handelinge 2 sê in vers 41, die wat sy woorde aangeneem het, is gedoop. Ek wil vir jou sê vanaand, dit is nie opinie 3 vers 16,
of die Pieterse vertaling nie. Ek haal aan die woord van die Here. So dit het op die dag van Pinkster gebeur in Handelinge hoofstuk 8, kan jy gaan lees daarvan in vers 36 af tot vers 38, lees ek die verhaal van hierdie Ethiopiese amptenaar. En Filippus het die evangelie aan hom verkondig en hom ooglopend na Jesus toe gelei. Terwyl hulle op hierdie waar ry, het hulle water gesien. En hy vra toe vir hom in vers 27, vra toe vir Filippus, hier is water, wat verhinder dat ek gedoop word? En Filippus antwoord hom in vers 37 en hy sê toe vir hom, as jy glo en met jou hele hart kan jy gedoop word. In vers 38 sê dit dat hulle albei in die water afgegaan het. Hulle het nie mekaar nat gespan en gesê jy is gedoop of 'n bietjie druppels. Hulle het in die water afgegaan. Ons sien hier eintlik twee groot waarhede. Eerstens, hy moes met sy hele hart glo dat Jesus sy Here was. Dis die waterdoop, wil ek vir jou sê, is net vir diegene wat glo. 'n Baba kan nie glo. En daarom het dit geen betekenis om 'n baba te doop nie. Daar's geen Bybelse korrektheid rondom dit nie. Tweedens, hulle albei het in die water afgeklim en uit die water uit opgeklim. Waarom is dit so belangrik? Ek wil vir jou sê, dit is omdat waterdoop 'n profetiese aksie is, 'n openbare verklaring van wat met ons gebeur het toe ons die Here Jesus as ons redder aangeneem het. In Handelinge 10, gaan lees dit op jou eie tyd, gaan bid oor hierdie saak. Vers 31 tot vers 48, lees ons van Petrus in die huis van Kornelius waar hy gepreek het. En terwyl hy die evangelie verkondig het, het hulle in Jesus begin glo. En die Heilige Gees het op hulle gekom en het vaardig geword. Hulle het in tale gepraat en hulle het geprofeteer. En in vers 47 sê Petrus, hierdie mense het net soos ons die Heilige Gees ontvang. Wat kan dan verhinder dat hulle nou met water, dat hulle, hoor wat sê, wat kan dan verhinder dat hulle nou met water gedoop word? Ons sien hier, Boeta, sal luister, dat dit nie net belangrik vir hulle was om in water gedoop te word nie, dit was ook 'n dringendheid. Die patroon herhaal homself dwars deur die boek van Handelinge. Die wat geglo het, is dadelik gedoop. Handelinge 16 vers 33 lees ons ook hoe die huisgesin van die tronkbewaarder in Filippi nie eers tot die volgende môre wou gewag het om gedoop te word nie. Hulle wou net nie wag nie. Een van die leuns van die duiwel is, jy's nog nie reg om gedoop te word nie. Die waarheid is dat ons gereed is die oomblik wat ons die Here Jesus aangeneem het as ons redder en ons saligmaker. Ek sal dit nooit ooit vergeet dat ek kan onthou toe pastoor Tini Barnard by ons aan huis was. Het my pa gesê, nee, maar hy kan nou nog nie gedoop word nie, want hy rook nog. Toe sê pastoor Tini vir hom, James, jy het die Here aangeneem. Was jy gaan wag om eers eendag te wil van alles ontslae te raak, om dan die Here te volg deur die doopbad? Gaan jy jou hele lewe wag? Volg die Here nou deur die doopbad. Dit is 'n stap van gehoorsaamheid. Dis 'n teken vir mense om te sien dat dis 'n teken van die afwassing van jou sonde. Die waarheid is, sal ons ooit in ons lewens ooit by daai plek kan kom om ontslae te wees van al die dingetjies? Nee. Filippus het vir die Ethiopiër gesê, as jy glo met jou hele hart, kan jy gedoop word. As jy die Here aangeneem het, as jy glo,
Die woord doop, baptize in Engels, kom, en mense wat die klomp vertalende Bybels het en konkordansies het, dis my so hartseer, dat hulle sit met boeke vol kennis, boeke vol waarhede, maar hulle kan dit nie raak sien. En hy kom in die Grieks en hy praat van baptize, van doop, baptize, baptizo. Wat beteken om te doop, soos om 'n beskuitjie in koffie te druk? As jy nou 'n beskuitjie vat, gaan jy hom net besprinkel, of gaan jy hom doop binne in die koppie koffie? Dit is 'n profetiese aksie, of 'n teken wat wys na die kruis van Jesus. Ek begrawe my ou lewe en ek staan op, soos Christus uit die dood het opgestaan het, is dit 'n teken dat ek klim af in die water, as 'n ou mense kom op skoon gewas, as 'n teken, dis die simbool. Dit is daarom 'n openbare verklaring van jou en my geloof in Jesus Christus. En dan kom hy in Romeine 6 vers 4, saam met Jesus gesterf is. Hy sê, ons het saam met hom gesterf, is saam met hom begrawe. As teken hiervan, gaan ons in die water in. En ons staan saam met hom op, in 'n nuwe lewe. Ons kom uit die water uit op. Daarom, hoor wat ek vir jou sê, om babas of volwassenes te besprinkel, is betekenisloos. Iemand wil vir my kom sê die ander dag, ja, maar professor so en so sê dit. Ek sê, ja, hy sê en dokter so en so sê dit. Ek sê, wat sê die woord van God? Hou op vashaak by slim kokkedore. Hou op vashaak by fariseërs en sadduseërs en kopseërs. Wat sê die woord van God? Ek wil jou uitnooi om self by die woord te gaan stil staan, die woordjie doop te vat en te gaan kyk wat die woordjie doop beteken. Vat hom na die oorspronklike vertaling toe, baptizo, to baptize, te onderdompel. Hierdie profetiese aksie is 'n verklaring, nie net vir mense nie, maar ook vir die onsienlike geestesfeer. Dit is 'n openbare getuienis voor God, voor die engele, selfs die duiwel en die demone en mense, dat ons nou aan Jesus Christus behoort. Dit is nie net boetasissa, dit is nie 'n allereie ritueel nie, maar 'n manier vir ons om aan ons geloof uiting te gee en te beleef wat dit regtig beteken. En as jy nie naby is nie, gaan sien iemand, ons behoort 'n groter mate van vryheid van sonde en oorwinning in Christus te begin te beleef. Ek het dit beslis in my eie lewe ervaar, nadat ek in water gedoop is. Ek het eenmal 'n getuie van 'n gewese heks gehoor, wat Jesus aangeneem het. En hulle het baie keer vir haar gebid vir bevryding van hierdie demone, maar die demone sou pad gee, en daarna ruk is die demone weer terug in haar lewe. En eendag het 'n pastoor vir haar gevra, is jy al in water gedoop? En hierdie vrou het gesê, nee. En toe sy die Here volg deur die doopbad om gedoop te word, het hierdie demone haar verlaat, en het sy heeltemal vrygekom. Ek sien dit soveel keer. Ek onthou toe ek na 'n afgeleë dorpie in Mosambiek 1 jaar gery het, baie jare terug. En ons het daar by gelowiges ontmoet wat, jy weet, in 'n klein ou woongebied, en ons het daar bedien, en daar was iemand wat by ons kom sit het, dat ek bedien het, en ek het 'n talk gehad, 'n gelowige, wat aan angs en depressie gelei het. En hy het my gevra om vir hom te bid. En ek vra hom toe of hy al gedoop is. Hy het die Here aangeneem al in sy lewe, maar hy is nog nooit gedoop nie. Ek het hom verduidelik oor wat die doop gegaan het, en die belangrikheid van die doop,
En ek het hom daar in sy huis ingevat en in 'n bad hom gedoop. En terwyl hy uit die water uit opgekom het, het hy sy hande van vreugde voor die Here opgelig en hy die Here begin loof en ek kon sien dat hy verdruktheid van hom afgegaan het. Ons het gesien in ons lewens al, het ek gesien, hoe baie mense 'n wonderlike deurbraak en ontmoeting met God gekry het en ervaar het na die doping, na hulle gedoop is. En dan is hulle ook gedoop met die Heilige Gees. Ek het gesien hoeveel keer mense uit water uit opgestaan het en dan het hulle die krag van God ervaar soos nog nooit nie. Dit is waarom Petrus kom en hy sê in Handelinge 2 vers 38 en ek sal dit nooit vergeet nie. Ek dink ek het dit nog op my skooltas ook geskryf in Tipex. Bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus en God sal julle sondes vergewe en julle sal die Heilige Gees as 'n gawe ontvang. Soos ek reeds gesê het, waterdoop wys na wat aan die kruis gebeur het toe ons Jesus aangeneem het. Net soos hy gesterf het, begrawe is en weer opgestaan het op die 3de dag, het ons ou lewe saam met Jesus aan die kruis gesterf, is dit begrawe, dit stink nie meer nie. En ons het 'n nuwe opstandingslewe in Christus Jesus ontvang. En ek lees in Romeine 6, hy sê in vers 4, deur die doop, hoor wat sê hy? Gaan lees dit in jou eie tyd. Romeine 6 vers 4 sê, deur die doop is ons immers saam met hom in sy dood begrawe, sodat soos Christus deur die wonderbaarlike magsdood van die Vader uit die dood opgewek is, ons ook so na die nuwe lewe kan lei. So as ons geloof in God se woord plaas, deur hierdie aksie te neem, dan kan dit wat ons deur die waterdoop verklaar, ook dit word wat ons beleef. Ek wil jou weer eens herinner, dat as jy nog nie op ons groepe is nie, my nommer verskyn op die platforms, stuur 'n boodskap, ons laai op die groep, en ek wil graag hê jy met hierdie boodskap, ook vanaand in jou hand hê, om deur te gaan lees, of luister maar weer na die boodskap later. Ek het nog 'n voorbeeld van 'n profetiese aksie in 1 Korintiërs 10. Hy sê in vers 1 en vers 2, en dan moet jy mooi hoor, hy sê, broeders, ek wil julle daaraan herinner, dat ons voorvaders almal onder die beskerming van die wolk was, en almal veilig deur die see gegaan het, omdat hulle almal vir Moses gevolg het, is hulle almal in die wolk en in die see gedoop. Ek gaan lees dit in 1 Korintiërs 10 en hierdie praat van die kinders van Israel wat deur die Rooi See getrek het. Want hierdie is 'n tipe van 'n waterdoop. Egipte praat van ons ou lewens. Farao is 'n tipe van die duiwel en 'n weermag van Farao is die tipe van die demone wat ons aanval. En hy praat hier met hulle. Net soos die Rooi See, hulle afgesny het van Egipte en die weermag van Farao vernietig is, so word ons ou lewe, ons sondige natuur, nie net doodgemaak deur die waterdoop nie, maar ons word wettig afgesny van die invloed van die duiwel en sy demone, wat hy mag het, dit word gebreek. In 1 Kolossense 1 lees ek in vers 13, hy het ons uit die mag van die duisternis weggeruk en ons onder die heerskappy gestel van sy seun wat hy liefhet. So jy sien geen wonder dat die kerkgeskiedenis ons vertel van die vreeslike vervolging wat diegene wat hulle in die water laat doop het, deurgemaak het nie. Duisende het vir hulle geloof gesterf omdat hulle laat doop het. Duisende is uitgewerk. My wifi se battery is pap. Ek dink nie so nie. Klink dit of my klank af is.
Dalk is dit die batterytjie van die mikrofoon. Ek weet net nie, kan iemand my net sê op Facebook? Want ek het goeie opvangs hier by my. Renier sê nee, wat beteken dit? Nee, is die klank goed? Is ons klank mooi? Klank is 100 sê Ria. Klank is reg, halleluja. Ja, ons het mense wat uitkom hoor om hierdie dak te kom spuit, so. Hulle ek my hulle spring eers, hulle raak wakker eers hier so halfpad deur my diens. Ek sal hulle graag môre wil ek 'n bietjie water toesleep, hulle 'n bietjie sonder die water hou. Die sein is reg, Facebook is reg, wonderlik. Ek sien hier soveel in kerkgeskiedenis, soveel duisende, honderde duisende gelowiges gesterf het, omdat hulle Jesus aangeneem het, en selfs 'n besluit geneem het om hulle te laat doop. Ek sien hoeveel in ander lande, as hulle Jesus aanneem, die Hindoes, die moslems, en hulle volg die Here deur die doopbad, dan word hulle weggejaag van hulle families af, hulle verloor hulle inheritance, hulle verloor alles. So die waterdoop word deur die magte van duisternis teëgestaan, omdat die duiwel weet, en ek wil jy moet baie mooi hoor wat ek vir jou sê, dat hy sy wettige invloed oor ons verloor as ons eers in water gedoop is. Ek wil kyk na 'n vers wat baie nie verstaan nie. En ek lees Markus 16 vers 16. Hy wat glo, hoor wat sê hy? Hy wat glo, so jy moet kom by 'n plek en jy moet God aanneem en hom laat doop, sal gered word. Maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel word. Nou hier moet jy my nou nie mis nie. Beteken dit dat ons nie na die hemel sal gaan as ons nie in water gedoop is nie? Ons weet dat dit kan nie so wees nie, omdat baie wat die Here aangeneem het nie die geleentheid gehad om in water gedoop te word nie. Byvoorbeeld, daar is baie mense wat die Here aangeneem het in hospitale. Ek het soveel keer by mense gesit in hospitale en hulle het die Here aangeneem en hulle het daarna gesterf sonder om gedoop te word, sonder om die geleentheid te gehad het om gedoop te word in water. Baie kon ek in die hospitaal sommer daar in 'n bad sommer gedoop het. Maar baie het nie die geleentheid gehad nie. Ook die voorbeeld van die dief op die kruis, wat geglo in Jesus, wat aan Jesus geglo het, en hy's reguit hemeltyd, gesê, hy sal saam met my in die paradys wees vandag, sonder om gedoop te word. Maar wat beteken dit? Om hierdie vers te verstaan in Markus 16, ons moet die tweede gedeelte lees van Markus 16, vers 16. Maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel word. So dit is nie geskryf hulle wat nie gedoop is nie, maar hulle wat nie glo nie. Ons gaan hemel toe, omdat ons in Jesus glo, omdat ons hom aangeneem het. Doping in water is nie 'n voorwaarde om die ewige lewe te ontvang nie, maar geloof in Christus. Filippus het aan die hoofdienaar gesê in Handelinge 8 vers 37. Hy sê, as u glo met die hele hart, is dit jou geoorloof, is dit geoorloof. En hy antwoord en sê, ek glo dat Jesus Christus die Seun van God is. Daarom, wat beteken dit, die wat sê, hy wat glo en hom laat doop, sal gered word? Ons vind die antwoord in 1 Petrus 3, en jy kan dit gaan lees in vers 19, in vers 20. Hy sê daarso in 1 Petrus 3, hy sê, die lankmoedigheid van God, eenmaal gewag het in die dae van Noag, onderwyl die ark gereed gemaak is, waarin weinig, dit is 8 siele, deur water heen gered is, waarvan 4 die teenbeeld
die doop ons nou ook red. So hoe het die vloed Noag gered? Die vloed het die wêreld verdruk. En daarom wil ek vir jou sê, doping in water red ons nie van die hel nie, maar van die invloed van hierdie wêreld. En daarom is die doop in water vir jou en my, en ek wil jy moet baie mooi hoor, 'n baie belangrike stap van gehoorsaamheid. Ten slotte, ek wil 'n paar goed vir jou sê en jy moet my nou mooi hoor. Ons moet die volgende vraag antwoord. Wie het die verantwoordelikheid om ons te doop? Leiers in ons kerke, pastore, selgroepleiers, of diegene wat ons na die Here toe gelei het. Byvoorbeeld Filippus het die hoofdienaar gedoop. Enige gelowige kan jy hulle doop. Daar's nie 'n voorskrif. Op watter manier moet ons gedoop word? Ons moet onder die water gedompel word, omdat dit 'n profetiese aksie is, wat na die kruis verwys. Waar moet ons gedoop word? Ek sê altyd verkieslik in 'n openbare plek, daar waar genoeg water is, selfs daar waar getuies is. Wanneer moet ons gedoop word? So gou as moontlik. So gou as moontlik. Die Here is my beste voorbeeld. Ek lees in Matteus 13, vers 13 tot vers 16. Hy sê, toe het Jesus van Galilea na die Jordaan na Johannes gekom, om deur hom gedoop te word. Maar Johannes het hom ernstig teëgegaan en gesê, ek het nodig om deur u gedoop te word. En kom u na my toe? Maar Jesus het geantwoord en vir hom gesê, laat dit nou toe, want so pas dit ons om alle geregtigheid te vervul. En daarna het hy hom toegelaat. Jesus het op die aarde as 'n mens geleef. En hy het vir ons 'n voorbeeld gestel. As doping in water belangrik was vir Jesus, dan moet dit vir jou en my ook belangrik wees. En vanaand is hierdie boodskap vir my so belangrik, dat ek dit nie moet mis nie. As jy mooi luister na die diens, dan, en wat ek gesê het, dan sal jy weet dat die vereiste om nie hel toe te gaan nie, is om Jesus aan te neem. En dan die doop is die simbool vir die afwassing van sonde. Hierdie is vir my belangrik as gelowige om dit te toe te pas. Ek gaan as ek jou kan raad gee, sorg dat jy by iemand uitkom wat jy kan groot doop. By 'n gelowige. Wat verhinder my en jou?
Niks hoef jou te verhinder nie. As jy hom aangeneem het as jou verlosser en saligmaker, is jy nou deel van God se familie. En dis hoekom wedergeboorte so belangrik is. As Handelinge sê bekeer jou, ek kan tog mos nou nie vir 'n babatjie sê bekeer jou nie. Want die woord sê bekeer jou en laat jy doop. Jy sal gered word. Dis nie ek wat dit sê nie. Dis die woord van God. Gaan lees Handelinge 2 vers 38. Ek het dit die ander aand gesê dat ons wil die woord so ingewikkeld maak. En eintlik maak ons dit so dramaties en erg dat mense die vryheid mis wat God vir hulle instoor het. Ek wil dit nie mis in my lewe nie. En om daai stap te kan neem, die wonderlik om te kan sien hoe iemand die Here volg deur die doopbad, is 'n stap wat daai persoon geneem het. Nie om deur mense, jy weet, brainwash wil word of mense te wil bang praat nie. En wat ek vir jou wil sê is, wat dit vir jou inhou, is soveel seën en heerlikheid in God. Vir my is dit tog lekker as 'n nuwe gelowige om te kan sê, ek is klaar met die ou lewe. Ek maak klaar. Ek draai my rug. Dis wat wedergeboorte beteken, om weer gebore te kan word. Hy sê vir Nico, hoe kan jy weer, hy sê, ek kan nie weer terug in die skoot van my moeder gaan nie. Hy sê nee. Die water en gees. En hy het hom laat doop. Boeta, sissa, ek wil vanaand jou maar net kom motiveer en jou inspireer om daai besluit te neem. En hierdie saak van gebed te maak in jou eie lewe. Môre, ek het dit net nou gesê, maar môre jy gedoop wil word, niks verhinder jou nie as jy in Pretoria is en my nommer verskyn oral op die platforms en jy wil hier kom gedoop word by die huis, is meer as welkom. Stuur 'n boodskap en Karen sal met jou in kontak kom en ons neem die nodige reëlings en ons stuur vir jou ook so 'n kode om by die hek in te kom. Lekker gewees om vanaand so 'n bietjie maar net met jou te kom praat en weet dat ek ook saam met jou bid. En my gebed is dat jy ook God in sy volheid en ook so in sy heerlikheid sal ervaar en geniet. Vader, wat 'n voorreg het ek saam met hierdie Boeta en Sissa vanaand tyd kon spandeer en ons saam op 'n pragtige aand soos hierdie tyd kon spandeer in u woord. Nie op ander plekke nie, maar voor u. Kon hoor wat die woord ons leer. Mag hierdie woord wat kragtig is, ook so in hom en in haar lewe ook so werk. Dit wat jou gebed is, my gebed is dat jy sal ervaar die volheid van God, sy krag en sy heerlikheid. Weet dat jy kosbaar is en jy is waardevol. En nou bid ek vir jou, vir die seën van die Here, vir voorspoed, vir sy krag, sy heerlikheid, en ek bid vir jou ook 'n soete nagrus. Ek bid vir jou besigheid, ek bid vir jou handewerk, ek bid vir jou gesondheid, dat jy sal ervaar die krag van God, soos nog nooit. In Jesus se naam. Amen. Môre aand is ons gebedsaand en ek is opgewonde om môre aand saam met jou te bid. So stuur jou gebedsversoeke. Ek kan dit nie donderdag aand doen nie, omdat ek is op die pad. Donderdag aand is ek op die pad en ek sal dan net 'n boodskap plaas. Maar môre aand tussen 8 en 9 kuier ons ook so saam
rondom wanneer ons vir mekaar bid, vir mekaar opdra aan die Here, vir daai gebedsversoeke, vir jou deurbraak. Maar lekker gewees om saam met jou te kom kuier en God se rykste seën. Baie blessings vir jou. God bless.